Daar is hy. Wat ek hier het nou, okay, dis die opvou ketty. Jy doen net dit. Vou hom in, die rekkie is veilig, kan lekker met hom skiet, slaat hom uit. As jy hom aan mekaar gesit het, ag ek demo hom nou maar net weer, maar ek skiet eintlik die bande is eintlik wat ek nou demo. Maar wat jy dan doen is, dis jou kettykie. Kyk hoe mooi is daai hout se tekstuur, dis baie mooi. Dit is mooi, dit is solid stainless steel. Lekker lig, lekker comfortable. Okay, kom ons gaan 'n bietjie velocity check. Okay. Ek het 'n 10 by 'n 18 by 'n 22 band. Dit dun, smal. Typers is klein, maar dis 'n 0.65 band wat ek gebruik en wat ons promote. Okay? Nou wat jy daar doen is wanneer jy na klein bande toe gaan, outomaties sit jy so 'n klein velletjie op. En ek weet nie of dit genoutes het nie. Kyk bietjie daar. Ek het nou die ander metode gebruik om hom te bind met hierdie bandjie, met daai whatever die goed is. Maar ja, hy maak hom net vas. Maar anyway, ek het dit nou gebruik in steede van my metode om daai rekkie oor hom te sit. Hierdie is vir fyner skiet, vir akkuraatheid en vir teikenskiet. Alright, en onthou net een ding. As jy nou my bandjie, daai rolletjie van my hier oor sit die rekkie, hierdie band is dun. Wat dan gebeur is, na 'n periode trek hy so stadig daardeur. So eintlik hiervan van 'n 12, 10, 12 en op. Eintlik 12 en 14 en op. Gaan hy beter werk, want hierdie is basically 'n 10, 18 en 'n 22 op sy lengte. Alright? So jy gaan hierdie hele formule wat jy hier het, is ligter. En hierdie bandjies, wanneer jy hom hier vasmaak, draai hom net 4 keer om. Het jy hom 20 keer gaan omdraai en of jy hom 4 keer gaan omdraai. Hy gaan hom vasmaak. Maar jy wil alles so lig as moontlik en mooi in lyn hê hier. Right. Hier is die krou nou. Wat ek gaan toets is, kom ons toets so interessantheid. Hierdie ouetjie met 'n keramiekbal. Daar is die krou nou, fokus maar op hom. Ons gaan 'n keramiekbal doen. Daar's hy. Kom ons kyk. Wat is sy velocity? 325. Dis astronomies. Kyk hierdie ene. Okay, volgende een. 326, consistency. 361. Alright, ek het 'n bietjie daai 'n bietjie styf getrek. Hier by my. Alright, nou kan ons sien met die derde een. Dis die eerste skote wat geskiet het. Gewoonlik met jou bande. As jy jou eerste paar skote geskiet het, hy kom in die huis uit is koud. As jy hom buite so 'n bietjie warm gemaak het dat hy lekker temperatuur is en so aan, dan skiet hy ook vinniger. En as jy jou band getrek het tot op 'n punt, lank jy hom daar en jy release hom. Jy sit hom op 'n maatband nadat jy hom gemeet het die eerste keer. Gaan jy sien hy gaan outomaties langer wees. So daar is 'n verskil in just off the shelf en nadat hy warm is. Ek het dieselfde skoot geskiet wat ek geskiet het met die breërbande met 'n keramiekbal 350 voet. I'm with it met 'n smaller band 0.65. Right, nou gaan ons die 9 mm staal skiet. Daar is hy. Kom ons kyk wat gee hulle. 9 mm. Jy met hom eers. 308. 307. Error. Alright. I made my point. Hoekom? Ek is self nou verbaas. Hoekom wil ek dan 'n 2016 skiet? As ek dit met die band kan doen. Ek mors eintlik bande. Nou kom ons kyk vir interessant wat maak jy met 'n 8 mm bolbering. Moenie my aanjaag nie. 341. 357. Dit gaan nie die hele tyd beter. Ek het myself vandag hier verbaas, wat ek nooit sou gedink het dit gaan gebeur nie. Wat doen ons op die breër bande? Okay, wat jy hier gaan doen is, hy's leeg. Jy gaan vir hom voluit trek. Alright, maar wat jy hier moet doen is, jy moet nou jou drolens kry. Ek gaan maar so 'n bietjie vlieg verby daarna 'n butterfly toe. Maar ek is eintlik verbaas. Ek kan dit nie glo nie. 361 voet per sekond met 'n 8 mm bolbering. My bestes was 300 en maksimum 320 met die groot band. Dit wys jou nou net. Jy's geneig om hier vir jouself daai ding te skep. Ek het dit self gedoen.
Jy skep vir jou hier 'n formulant, jy sê, right, dit is wat jy wil skiet en so aan. Ek bereik dieselfde spoed. Kyk maar na hierdie video, dit is baie leersaam. Ek het self geleer.